In vandag se les gaan ons nou verder kyk na hoe ons stellings toepas en ons gaan net 'n klomp meetkunde somme doen sodat ons kan seker is dat jy reg is met hoe om 'n meetkunde probleem te benader. Nou kom ons gaan kyk na ons eerste voorbeeld. So ons eerste voorbeeld gee nou vir ons dat KPMN 'n parallelogram is. Met ander woorde, ek het nou hier ingesit KPMN is 'n parallelogram, so ons kan weet dat KN ewewydig is aan PM en ook dieselfde lengte het. En ons kan weet dat KP ewewydig is aan NM en hulle het ook dieselfde lengte. Verder sê hulle vir ons ON halveer hoek KNM. So ek het daar die twee pink kolletjies dat ek kan weet dat hoek N1 is gelyk aan hoek N2. En dan het hulle vir ons ook gesê dat OM halveer hoek NMP, met ander woorde hoek M1 is gelyk aan hoek M2. Nou vra hulle vir my bewys dat hoek NOM gelyk is aan 90 grade. En hoek NOM is daai hoek O2kie, ons moet dit bewys as 90 grade. So kom ons kyk hoe kan ons hierdie bewys benader. As ek nou sien, ons sien N1 is gelyk aan hoek N2 en ons kan dit stel is gelyk aan X. N1 gelyk aan N2 is vir ons gegee, né? Hulle het dit vir ons in ons oorspronklik gegee. Verder kan ek nou sê, stel hoek M1 is gelyk aan hoek M2 is gelyk aan Y en M1 gelyk aan M2 is ook vir my gegee. So kom ons skryf ons x'e in, ons het daai is 'n x, hierdie is 'n x, en M1 en M2 is my twee eie. Dan kan ek nou gaan sê, hoek N1 plus hoek N2 plus mos nou hoek M1 plus hoek M2 moet gelyk wees aan 180 grade. Hoekom sê ek dit? Die hele hoek N plus die hele hoek M is kobinnhoeke. Kobinnhoeke is supplementêr en my rede is dat KN is ewewydig aan PM. Ek kan met ander woorde sê N1 plus N2 is X plus X wat 'n 2X is, plus hoek M1 plus hoek M2 is 2 eie, so 2y is gelyk aan 180 grade. Nou kan ek met ander woorde, as ek reg deel met die 2kie, onthou as ons met een term iets doen, dan moet ek met elke ander term dit doen, so ek kry x plus y is gelyk aan 90 grade. Goed, verder kan ek nou gaan sê, hoek O1 moet gelyk wees aan hoek N2, wat nou ook gelyk is aan x, en dit is verwisselende hoeke, want KP is ewewydig aan NM. En so kan ek ook sê, hoek O3 is gelyk aan hoek M1, wat gelyk is aan Y, en my rede is ook weer eens verwisselende hoeke, en KP is ewewydig aan NM. Nou kan ek verder gaan sê, hoek O1 plus hoek O2 plus hoek O3
moet gelyk wees aan 180 grade. En dit is met ander woorde hoeke op 'n reguit lyn of ook 'n gestrekte hoek. Met ander woorde, ek kry in O1 se plek is daar mos 'n x-ie plus my hoek O2 plus my y moet gelyk wees aan 180 grade. As ek hom 'n bietjie herskryf, sien ek x plus y plus hoek O2 is gelyk aan 180 grade. Hier het ons nou net bewys dat x plus y gelyk is aan 90 grade. Met ander woorde, ek kan in hierdie x plus y se plek kan ek 90 grade skryf. Plus hoek O2 is 180 grade. En dan kan ek hoek O2 alleen kry, so ek vat my 90 grade oor. Hoek O2 is met ander woorde 180 grade minus 90 grade. En dit bewys dat hoek O2 gelyk is aan 90 grade. Ek wil nou net gou weer, ek het nou net my sketsie weer hierso geteken, sodat ons met vraag 1.2 hier kan aangaan, waar ons hom nou mooi kan sien. So ons het nou bewys dat hoek O2 gelyk is aan 90 grade. Goed, nou 1.2 vra vir my, ek moet bewys dat driehoek KNO gelykbenig is. So in driehoek KNO is hierdie driehoek waarmee ek moet werk. Ek moet bewys dat hy gelykbenig is. Goed, nou hoe kan ons bewys dat hy gelykbenig is? Ons kan bewys dat hy gelykbenig is as ons kan bewys dat sy basishoeke dieselfde grootte het. Goed, en ons het nou net in 1.1 het ons dit eintlik ook al bewys, want ons het gesê hoek O1 is gelyk aan hoek N2 is gelyk aan x en my rede is verwisselende hoeke. KP is ewewydig aan NM mos vir ons gegee. Dit beteken dat hoek N1 gelyk is aan hoek O1. En dit beteken dat KN gelyk moet wees aan KO. En my rede is sye teenoor gelyke hoeke. Goed, so, met ander woorde, ons kan sê, hierdie KN is gelyk aan KO. Hulle twee is ewe lank. Goed, nou kom ons kyk wat vra 1.3 vir ons. 1.3 vra vir ons moet bewys dat KP gelyk is aan 2 keer KN. Okay, so ons moet bewys dat KP gelyk is aan 2 keer KN. So op 'n manier moet ons bewys dat OP ook gelyk is aan KO, of dat OP ook gelyk is aan KN, want ons het nou bewys dat KO gelyk is aan KN, deur die basishoeke gelyk te bewys. Okay. So kom ons gaan kyk, ons het gesê, ons kan sê, hoek O3 is gelyk aan hoek, ons kan sê hoek O3 is gelyk aan hoek M1 en my rede daar is verwisselende hoeke en my lyne wat ewewydig is KP is ewewydig aan NM.
Ons het dit nou in 1.1 eintlik ook al bewys, né? Met ander woorde, ons kan daarom sê dat OP gelyk moet wees aan PM. En my rede vir dit is sye teenoor gelyke hoeke. Want my basishoeke is gelyk, nou kan ek sê my bene moet gelyk wees. Met ander woorde, ek kan sê dat OP gelyk is aan PM. Maar wat weet ons van PM? Is reg, PM is gelyk aan KN. Hoekom is PM gelyk aan KN? Dit is teenoorstaande sye van parallelogram. Hulle het vir my mos gesê dat KPMN 'n parallelogram is. Goed, met ander woorde, ons kan daarom sê dat PM gelyk is aan KN. As PM nou gelyk is aan KN, beteken dit dat OP gelyk is aan KN. Nee, want onthou, hierso kan ons nou duidelik sien dat as al twee gelyk is aan PM, dan beteken dit hulle twee moet mos gelyk wees aan mekaar. Jy kan vir 'n rede sê albei is gelyk aan PM. Dis nie so gebiedende rede daai nie, maar dit is bietjie meer volledig as jy dit so spesifiseer. Ok, so kom ons gaan kyk nou, as ons nou KN kan uitwerk, so kom ons kyk, wat is KP is met ander woorde gelyk aan KO plus OP. KO het ons gesien, is ook gelyk aan KN, dit het ons reeds bewys. Daarom kan ons sê dat KP gelyk is aan KN plus nog 'n KN. Met ander woorde, KP is gelyk aan 2 maal KN. Dis dan ons eerste voorbeeldjie. Goed, kom ons kyk na ons tweede voorbeeld. Goed, so ons tweede voorbeeld gee vir ons in vierhoek ABCD. Is hoek A gelyk aan X, hoek B is gelyk aan 5X, hoek C is gelyk aan 4X en hoek D is gelyk aan 2X. Bewys dat ABCD 'n trapesium is. Nou, hoe bewys ons nou weer dat 'n vierhoek 'n trapesium is? Daarvoor moet ons 'n trapesium se definisie goed ken en sy eienskappe goed ken. So 'n vierhoek is 'n trapesium as ons kan bewys dat een paar teenoorstaande sye ewewydig is. So ons moet probeer om een paar teenoorstaande sye ewewydig te bewys. As ons kyk na ons prentjie, hoe gaan ons dit nou regkry? Ons het nou vierhoek ABCD en ons moet bewys dat, as ek dit so kyk, dat AD ewewydig is aan BC. Goed, so om AD ewewydig aan BC te bewys, sal ons in hierdie geval net kan bewys wanneer ko-binnehoeke supplementêr is, want onthou, ons het nou nie verwisselende hoeke nie en ons het nie ooreenkomstige hoeke nie. So, ons moet bewys dat ons ko-binnehoeke supplementêr is. So, om dit te kan doen, moet ons in die eerste plek vir X bepaal. Goed, so kom ons gaan kyk. Watter eienskap weet ons nog van 'n vierhoek? Dis reg, die som van al sy binnehoeke is gelyk aan 360 grade. Met ander woorde, dit is ons rede, dis binnehoeke van 'n vierhoek. Ok,
So ons doen nou net die algebra om vir x op te los. So ek kry 1x plus 2x is 3x, plus 4x is 7x, plus 5x is 12x. Met ander woorde, 12x is 360 grade. Ek wil vir x bepaal, so ek moet deel deur 12, wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry x is gelyk aan 30 grade. Nou kan ek mos sê x is gelyk aan 30 grade, so dit beteken hoek A is gelyk aan 30 grade. Hoe groot gaan hoek B wees? Hoek B gaan wees 5 maal 30 grade. En 5 maal 30 grade gee vir my 150 grade. So as ek nou kyk na hoek A plus hoek B, dan kry ek dit is 30 grade plus 150 grade, en dit gee vir my 'n antwoord van 180 grade. Daarom kan ek sê dat AD ewenwydig is aan BC, want my ko-binnehoeke is supplementêr. Jy kon met hoek D en hoek C ook gewerk het. Kom ons kyk net gou-gou. As ons kyk na hoek D en hoek C, dan gaan ons ook mos nou maar kry 2 maal 30 grade. Hoek D is 2 maal 30 grade wat 60 grade is, en hoek C is 4 maal 30 grade wat gelyk is aan 120 grade, en dan kan ek ook sê hoek C plus hoek D is dan met ander woorde 180 grade wat dieselfde bewys is. Daarom kan ek sê dat ABCD 'n trapesium is. En my rede vir die feit dat hy 'n trapesium is een paar sye is ewenwydig. Ons skryf dit net mooi volledig, een paar teenoorstaande sye. Is ewenwydig. Dis dan my tweede voorbeeldjie. Kom ons kyk na ons derde voorbeeld. So kom ons kyk, hierso sê hulle vir ons N en M is punte van die hoeklyn AC van parallelogram ABCD. Goed, so as ons lees parallelogram ABCD, dan weet ons AD is ewenwydig aan BC en AD is gelyk in lengte aan BC. Verder weet ons dat AB is ewenwydig aan DC en AB se lengte is dieselfde as DC se lengte. Ok, so die pyltjies beteken ewenwydig en die streepies beteken hulle is gelyk in lengte. Nou sê hulle vir my N en M is punte van die hoeklyn AC van parallelogram ABCD sodat AN gelyk is aan MC, met ander woorde, daai twee stukkies is gelyk. Nou vra hulle vir my, ek moet nou gaan bewys dat driehoek AB, daar's driehoek ABN, kongruent is aan driehoek CDM. So ek moet daai twee driehoekies aan mekaar kongruent bewys. Goed, so as ons dink oor dit, kan ons nou sien wat is ons
redes vir kongruensie. Kan julle nog onthou? Ons redes vir kongruensie is mos 3 sye wat gelyk is. Dit is 2 sye en die ingeslote hoek, 2 hoeke en die ooreenstemmende sy, 90 grade, reghoeksy en 'n skynsy. Dis my redes vir kongruensie. So as ek nou hierdie driehoeke kongruent moet gaan bewys, gaan ek begin met in driehoek A, B, N en driehoek C, D, M is. Ok, so, kom ons kyk, ons kan nou nie die 3 sye gebruik nie, nee, want ons kan nie BN en, ons kan nie sê dat BN en MD gelyk is nie. Met ander woorde, ons kan glad nie hierdie een gebruik nie. Sy hoek sy, dit beteken 2 sye en die ingeslote hoek. En dit lyk vir my, dit is die een wat ons gaan gebruik, want ons het ons AB wat gelyk is aan DC en ons het ons AN wat gelyk is aan MC. So ons gaan ons sy hoek sy eienskappe gebruik. Goed, ek kan sê AB is gelyk aan CD en my rede vir dit is teenoorstaande sye van 'n parallelogram. Parallelogram is A, B, C, D. Goed, dan kan ek nou verder sê dat AN gelyk is aan CM en dit het hulle vir ons gegee. CM of MC is maar presies dieselfde. Goed. Verder kan ek nou gaan sê dat hoek A1 gelyk is aan hoek C1 en my rede is dit is vir wisselende hoeke, want AB is ewewydig aan CD. Daarom kan ek sê is driehoek ABN kongruent aan driehoek CDM. En my rede is 2 sye en die ingeslote hoek. Goed, nou gaan ons kyk na 3.2. Ek gaan dit sommer hier langsaan bewys dat ons nou nie uit ons prentjie uitraak nie. Ons moet nou bewys dat NBMD 'n parallelogram is. Goed, so as ons wil kyk hoe ons kan maak om ND, onthou hierdie is nou my NBMD, moet ek 'n parallelogram bewys. Nou die maniere om 'n parallelogram te bewys het ons mos nou gesien. Ons moet of 2 paar teenoorstaande sye ewewydig bewys, of 2 paar teenoorstaande sye gelyk, of 1 paar teenoorstaande sye gelyk en ewewydig. En ons gaan nou nie hoeklyne gebruik nie en ons gaan ook nie teenoorstaande hoeke gebruik nie, want ons wil nou eers gou kyk hoe ons hierdie probleem kan oplos. Ok, so kom ons kyk gou. Ons moet nou NBMD 'n parallelogram bewys. Wat het ons nou reeds bewys? Ons het nou al bewys dat BN gelyk is aan DM, nee? Uit ons kongruensie uit kan ons nou sê dat BN gelyk is aan DM. Met ander woorde, as ons nou 'n poging kan aanwend om hulle ewewydig te bewys, dan kan ons ook dit gebruik om met ander woorde te sê dat NBMD 'n parallelogram is, want dan het ek 1 paar teenoorstaande sye gelyk en ewewydig. Goed, so kom ons kyk hoe ons nou met dit te werk kan gaan. Ek wil net gou hierso weer by M1
en 2 nommer, en by hoek N-netjie noem ons ook 'n 1 en 'n 2. Goed, so kom ons kyk. Uit ons kongruensie uit kan ons sê dat hoek M1 gelyk is aan hoek N1. Dit is uit ons kongruensie uit. Reg, met ander woorde, ons sê daar is driehoek A, B, N is kongruent aan driehoek C, D, M. Dit is my rede hoekom ek kan sê dat hoek M1 gelyk is aan hoek N1. Dan beteken dit hoek N1, hoek N1 plus hoek N2 moet gelyk wees aan 180 grade, want dit is mos 'n hoeke op 'n reguit lyn. Dan kry ek dat hoek M1 plus hoek M2 is ook mos nou gelyk aan 180 grade, want dis hoeke op 'n reguit lyn. Dan kan ek mos nou met ander woorde dit sê, as ek kan sê dat hierdie 2 hoeke mos nou gelyk is, hoek N1 plus gelyk is aan hoek M1, dan beteken dit mos dat hoek N2 gelyk moet wees aan hoek M2. Want ek tel tog dieselfde goed by hoek N1 en by hoek M1 om 180 grade te kry. Met ander woorde, ek kan sê hoek N2 is gelyk aan hoek M2. Ek kan, omdat hulle gelyk is, kan ek nou sê dat BN ewewydig is aan MD. Want as jy nou mooi kyk, kan jy sien met verwisselende hoeke maak dit dat hulle dan ewewydig is aan mekaar. So ek kan sê my verwisselende hoeke is gelyk. Daarom kan ek sê is NBMD 'n parallelogram en my rede is een paar teenoorstaande sye is gelyk en ewewydig. Goed, so kom ons kyk na ons volgende voorbeeldjie. Ek hoop julle is gemaklik met wat ons doen. Kom ons kyk na ons volgende voorbeeld. Goed, so ons vierde voorbeeldjie sê vir ons, in ruit ABCD, sny die hoeklyne in O. So wat weet ons van 'n ruit? Ons weet dat sy teenoorstaande sye ewewydig is. Dit is een van ons eienskappe. En die ander eienskap wat ons ook weet, is dat al hulle sye is ewe lank, né? 'n ruit se sye is almal ewe lank. Die ander eienskap wat ons ook weet is, die hoeklyne sny mekaar teen 'n hoek van 90 grade. Met ander woorde, al hierdie hoekies in die middel is 90 grade. Verder weet ons ook dat die hoeklyne halveer die hoeke. Met ander woorde, en daai hoek is gelyk aan daai hoekie. En hierdie hoek ABO is gelyk aan hoek OBC. Goed, nou sê hulle vir my hoek ADB is X en hoek ACD is 2X plus 30 grade. En hulle vra nou vir my, ek moet die waarde van X bereken. Goed, so hierdie eienskappe van ons is wat ons nou moet gaan gebruik om die waarde van X te bereken. Goed, so kom ons kyk. Ons gaan in die eerste plek sê hoek DOC. Hoek DOC is gelyk aan
90 grade. Want my rede is hoeklyne van 'n ruit sny reghoekig. So daai hoek DOC kan ons sê is 90 grade. Verder kan ons nou sê, hoek ODC gaan gelyk wees aan hoek ODA. En dit is gelyk aan X, want die hoeklyne van 'n ruit halveer die hoeke. Met ander woorde, ons kan nou daar werk met die binnehoeke van 'n driehoek. Met ander woorde, ek kan sê X plus daai 90 grade plus my 2X plus 30 grade moet gelyk wees aan 180 grade. En my rede is dit is binnehoeke van 'n driehoek. Met ander woorde, ek kry 3X plus 120 grade is gelyk aan 180 grade. 3X is gelyk aan 180 grade. Onthou nou, my 120 grade moet oorgaan, dan word dit 'n minus. Met ander woorde, ek kry 3X is gelyk aan 60 grade. Ek wil my X'ie alleen hê, so ek moet deel deur 3. Wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, X is gelyk aan 20 grade. Ons doen nog 'n voorbeeldjie saam. Goed, hulle sê vir ons in vierhoek PQRS, so dis net 'n vierhoek, né? Ons weet nou nie watter soort vierhoek nie, is net 'n vierhoek. Maar hulle sê vir my in vierhoek PQRS is PQ ewewydig aan SR. Met ander woorde, ek kry dit hierdie twee ewewydig is aan mekaar. Die hoeklyne sny in O en QO is gelyk aan OS. Met ander woorde, hulle gee vir my, hulle sê die hoeklyne sny in O en QO is gelyk aan OS. Dit is wat hulle vir my gee. Nou vra hulle vir my, ons moet bewys dat PQRS 'n parallelogram is. Goed, nou jy kom agter hoe nodig dit is dat jy weet al die verskillende maniere om 'n parallelogram te bewys. So as ons kyk wat vir ons gegee is, weet ek nou al dat PQ ewewydig is aan SR. So as ek dit kan regkry om te bewys dat hulle gelyk is aan mekaar, kan ek sê dat PQRS 'n parallelogram is, want dan het ek een paar teenoorstaande sye gelyk en ewewydig. Nou as ons kyk wat vir ons gegee is vir ons gegee dat PQ ewewydig is aan SR. En dit is vir ons gegee dat QO gelyk is aan OS. So, as ek nou mooi kyk, dink ek as ek met hierdie driehoek kan werk, driehoek POS, en ek kan met hierdie driehoek werk, dan kan ek, as ek hulle kongruent kan bewys, kan ek sê dat PQ gelyk is aan SR. So as ons net gou weer dink aan ons redes vir kongruensie, sy hoek, sy, twee hoeke en die ooreenstemmende sy, en 'n 90 grade reghoek sy en 'n skynsy. Dis my redes vir kongruensie. So, definitief kan ons nou sien, dit gaan nie wees 90 grade reghoek sy skynsy nie, dit kan ook nie wees sy nie, en ons het nie twee sye wat gelyk is aan mekaar nie, ons het net een,
So die rede wat ek gaan gebruik om hierdie kongruensie te bewys is 2 hoeke en die ooreenstemmende sy. So kom ons begin. In driehoek PQO en driehoek ROS is. Kom ons kyk gou-gou. Ons maak hierdie ook sommer O1 en O2. In daai driehoek kan ek sê dat hoek P1 gelyk is aan hoek R1 en my rede is vir wisselende hoeke. PQ het hulle vir my gegee is ewewydig aan SR. So ek het my een hoekie, né? So ek kan sê hierdie twee is gelyk aan mekaar. En my rede is my vir wisselende hoeke. Goed. Verder kan ek wat sê? Ek kan sê hoek O1 is gelyk aan hoek O2. Want wat sien ek by hulle? Hulle is regoorstaande hoeke. So hoek O1 is gelyk aan hoek O2. Dit is my regoorstaande hoeke. Verder het hulle vir my gegee dat OQ gelyk is aan OS. Dit is vir my gegee. Daarom kan ek sê is driehoek PQO kongruent aan driehoek. Is net baie belangrik dat ons volgorde hier reg het, né? Hoek P is gelyk aan hoek R, so dan moet daar R staan. Hoek O is gelyk aan hoek O, so dit moet wees R S O. En my rede is 2 hoeke en die ooreenstemmende sy. Omdat hulle nou kongruent is, kan ek sê daarom is PQ gelyk aan SR. En daarom kan ek sê is PQ RS 'n parallelogram. En my rede is een paar teenoorstaande sye gelyk en ewewydig. Dis dan ons 5de voorbeeld hier. Kom ons kyk na ons 6de voorbeeld. Goed, so hulle gee vir ons in parallelogram ABCD. So ek weet parallelogram ABCD, so ek weet hierdie twee sye is ewewydig en hulle is ook ewe lank. Ek weet dat AD ewewydig moet wees aan BC en hulle moet ook ewe lank wees. En dan sê hulle vir my hoek BAD, AE halveer hoek BAD. So ek het nou 'n A1 en 2kie en ek weet hulle twee moet ewe groot wees. Goed, so kom ons maak hulle ook sommer dan weer X. En hulle sê vir my DE halveer hoek ADC. So dit beteken hierdie tweekies moet ook ewe lank wees. Ons werk met hoek, ewe groot wees. So dit beteken hierdie twee moet ook ewe groot wees. Ons maak hulle hoek D1 en hoek D2. Hulle moet ook ewe groot wees. Kom ons maak hulle ook nou sommer weer Y. Goed, nou sê hulle verder vir my AF is ewewydig aan ED. So ek weet AF is ewewydig aan ED. En hulle sê vir my verder dat AE ewewydig is aan FD. Met ander woorde, ek weet nou eintlik per definisie dat AEDF 'n parallelogram is, né? Want twee paar teenoorstaande sye is ewewydig.
Met ander woorde, hulle wil nou hê, ons moet bewys dat hy wel 'n reghoek is. Goed, so ons het nou al so 'n tipe sommetjie gedoen, en ek dink julle sal nou mooi dink oor hoe om hom reg te kry, nê? So kom ons gaan kyk, ons moet bewys. Kom ons maak net hierso by hierdie hoek E1, 2 en 3. Laat ons hom ook net benoem, is makliker om met die nommertjies te werk. Goed, so, ons gaan sê, hoek A1 is gelyk aan hoek A2 is gelyk aan X, want hulle sê vir my AE halveer. Dink ons kan sommer maar hier skryf gegee, want hulle sê vir ons AE halveer, hoek BAD. Verder kan ek sê, hoek D1 is gelyk aan, hoek D2 is gelyk aan Y. Hulle het dit ook mos maar vir ons gegee, want hulle sê DE halveer, hoek ADC. Ons weet dit is 'n parallelogram, so dis daai selfde soort sommetjie, nê? Ons het nou 2x'e plus 2 y'e gaan gelyk wees aan 180 grade, en my rede is binnehoeke wat supplementêr is. AB is ewewydig aan CD. Reg, met ander woorde, as ons nou regdeur deel met die 2, onthou, wat ons met een term doen, moet ons met almal doen, kan ons sê, x plus y is gelyk aan 90 grade. So, as ons nou verder gaan kyk, weet ons nou, hoek A2 is x, hoek D1 is y, met ander woorde, ek kan sê hoek E2 plus daai hoek A2 plus hoek D1 moet gelyk wees aan 180 grade. En dit is my binnehoeke van 'n driehoek. Onthou, met meetkunde is daar altyd meer as een manier om by dieselfde antwoord uit te kom. Dit gaan oor die prentjie wat jy insien. So kom ons sê, hoek E2 plus x plus y is gelyk aan 180 grade. Ons het nou net gesien dat x plus y gelyk is aan 90 grade. Met ander woorde, ek kan sê, hoek E2 plus 90 grade is 180 grade. So hoek E2 is met ander woorde gelyk aan 90 grade. En daarom kan ek sê is AEDF 'n reghoek. En my rede, hy is 'n parallelogram met een hoek gelyk aan 90 grade. Goed, die ander manier wat ons kon gesê het, wat jy ook kon gebruik het om E2 90 grade te bewys, kon jy nou maar gesê het, hoek E1 is gelyk aan hoek A2, wat gelyk is aan x, en my rede is verwisselende hoeke, AD ewewydig aan BC, en jy kon gesê het, hoek E3 is gelyk aan hoek D1 is gelyk aan y, selfde rede, verwisselende hoeke, AD is ewewydig aan BC, daarom kan ek sê hoek E2 plus hoek E1 plus hoek E3 moet gelyk wees aan 180 grade, dis hoeke op 'n reguit lyn, en daarom kan jy sê hoek E2 is 90 grade. Ek vat nou sommer net kortpad hierso, maar jy het nou bewys dat x plus y gelyk is aan 90 grade. Dit is 'n ander manier om hom op te los. Ons kyk gou na ons laaste voorbeeld.
So kom ons kyk wat in hierdie prentjie vir ons gegee is. Hulle sê vir ons driehoek PAQ. Waar is driehoek PAQ? Driehoek PAQ is hierdie ene. Is gelyk sydig. Met ander woorde, ek weet als hierdie sye is ewe lank, né? En dan sê hulle vir ons driehoek BPS. Waar is driehoek BPS? Driehoek BPS is hierdie enetjie. Is ook gelyksydig, met ander woorde, dit beteken al drie hierdie sye is ewe lank. En verder sê hulle vir ons dat PS is ewewydig aan QR. So hierdie ene is ewewydig aan daai ene. En hulle sê vir my PQ is ewewydig aan SR. So ek kry dat hierdie een ewewydig is, hierdie stukkie is ewewydig aan SR, so daai twee is daar gelyk. Nou vra hulle vir my, bewys dat hoek AQR. Nou waar lê hoek AQR? Hoek AQR is hierdie hoekie 1 en 2. Hoek AQR. Gelyk is aan hoek RSB. Wat die een is RSB? Dis daai hoek, né? So ek moet dit gelyk bewys. Goed, so nou moet ons planne maak om by dit uit te kom. Om by dit uit te kom, moet ons bewys dat as ek die twee hoeke by mekaar tel, ek dieselfde gaan kry. Maar goed, ons kan begin. Wat weet ons van hoekie 1? Hoekie 1 moet gelyk wees aan 60 grade, want onthou driehoek PAQ is 'n gelyksydige driehoek. Met ander woorde, hoekie 1 moet gelyk wees aan 60 grade. Ons sê driehoek PAQ is gelyksydig. Binnehoeke van 'n gelyksydige driehoek is mos 60 grade. So kan ek ook sê hoek S1 is gelyk aan 60 grade, want hulle het vir my gegee dat driehoek BPS is ook gelyksydig. Goed, so ek het al die helfte van die hoeke het ek al begin mee. Maar wat kan ek nou sê? Ek weet PQRS is 'n parallelogram. Want hoekom is hy 'n parallelogram? Sy teenoorstaande sye is ewewydig. Reg. Hy is 'n parallelogram, sy teenoorstaande sye is ewewydig. Goed. Met ander woorde, omdat hy 'n parallelogram is, kan ek sê dat hoekie 2 gelyk moet wees aan hoekie 2 moet gelyk wees aan hoek S2, want dit is teenoorstaande hoeke van 'n parallelogram. Van parallelogram PQRS. Goed, met ander woorde, as ek nou het hoekie 1 plus hoekie 2, gaan dit mos nou gelyk wees aan hoek S1 plus hoek S2. Met ander woorde, ek kan daarom sê dat hoek AQR gelyk is aan hoek RSB. Goed, so dit was dan 7.1. Kom ons kyk wat vra 7.2. 7.2 bewys dat driehoek AQR. So waar's driehoek AQR? Hier's driehoek AQR, moet ek kongruent bewys aan driehoek RSB. Waar's driehoek RSB? Hier so lê driehoek RSB.
Om twee driehoeke kongruent te bewys, gaan ons begin met in driehoek AQR en driehoek RSB is. Die eerste enetjie wat ons mos nou net bewys het, in driehoek AQR en driehoek RSB is die eerste een wat ons nou bewys het, is hoek AQR is gelyk aan hoek RSB. Dit het ons nou bewys. Goed, verder kan ons sê dat AQ gelyk is aan PQ, want hulle het mos vir my gegee dat dit 'n gelyksydige driehoek is. Maar PQ het ons gesien is gelyk aan SR, want dit is teenoorstaande sye van 'n parallelogram. Parallelogram PQRS. Daarom weet ek dat AQ gelyk is aan SR. PR weet ek weer is gelyk aan PS. Want my rede is teenoorstaande sye van 'n parallelogram PQRS. Maar ons weet weer PS is gelyk aan BS. Dit is vir my gegee. Daarom kan ek sê is QR gelyk aan BS. So waar is my drie goedjies wat ek nou aan mekaar kongruent bewys het? Ek het hierdie is my eerste ene, die hoeke, en dan het ek nou QR gelyk aan, dan het ek nou AQ gelyk aan SR, en ek het QR gelyk aan BS, so daarom kan ek sê is driehoek AQR kongruent aan driehoek AQR kongruent aan driehoek RSB. Ons moet net doodseker maak van ons volgorde van ons benoeming, né? Goed, so daar is ons twee driehoeke nou aan mekaar kongruent bewys. Nou ons derde dingetjie wat ons moet doen is ons moet bewys as die omtrek van PQRS 26 cm is en PS is 8 cm. Bepaal die omtrek van driehoek AQP. PS is 8 cm. QR het ons mos nou gelyk bewys aan PS en PS gee hulle vir my is 8 cm. Die omtrek van driehoek PQRS, die omtrek van vierhoek PQRS is gelyk aan 26 cm. En ons weet die omtrek is 2 maal ons lengte plus ons breedte. Is 26 cm. Ons weet, met ander woorde, ons lengte plus ons breedte moet gelyk wees aan 26 gedeel deur 2 is 13 cm. Want onthou, as ek nou hier deel deur 2, dan kry ek my lengte plus my breedte is 13 cm. So, om my lengte weet ek is 8 cm, so 8 plus my breedte is
13 cm. Met ander woorde, my breedte kry ek is 13 minus 8. So my breedte is 5 cm. Met ander woorde, ek kan daarom sê dat P gelyk is aan RS gelyk is aan 5 cm. So as ek nou kyk na die omtrek van driehoek AQP, en waar is driehoek AQP, dan kan ek sien IP en RS het ons nou uitgewerk. PQ is gelyk aan 5 cm, met ander woorde die omtrek is 3 maal 5 cm, want onthou driehoek AQP is gelyksydig. Met ander woorde, die omtrek van driehoek AQP is 15 cm. Goed, dit was dan nou sommer 'n klomp voorbeeldjies wat ons gedoen het. Jy kan nou hierdie werk weer inoefen deur jou huiswerk te voltooi. Ek gaan vir jou 'n heel paar oefeninge gee om te doen. Onthou, hoe meer jy oefen, hoe beter word jy in wiskunde. Geniet dit.